Ja, middag ouens, datum is die 28ste van die 11de maand. Ja, ek gaan net vinnig weer een van hierdie swart gesig, dowwe gesig videoetjies maak. Is nie nodig om 'n vol video te maak nie, want ons gaan meestal hier met klank te maak hê. Goed. Julle weet dat ek verlede week in die veelvuldige klagtes teen my in die sogenaamde prokureursklerk saak dan onskuldig bevind is deur hof op al 3 die klagtes, dat daardie bevoegde hof in sy oorwoonmening dan bevind het dat die weergawe van die klaagster in daai saak so weersprekend was dat hy dit in totaliteit dan verwerp het. Hy het sy uitspraak suiwer gelewer op dit wat reeds gemeensaak was, en wat gemeensaak was natuurlik nie eers naasten by genoeg om 'n skuldigbevinding daar te stel nie, en as gevolg daarvan het die hof artikel 174 van die strafproseswet toegepas, om eenvoudige rede, daar was bloot niks vir my om te kom antwoord nie. Dit is die normale verloop van sake, waar 'n saak wat die staat aanbied so swak is, en die getuienis van so lae gehalte is, dat aan die einde van die staatssaak daar letterlik niks is om meer te antwoord nie. Gewoonlik word daar in kruisondervraging soveel skade aangerig, dat die staatse saak reeds in kruisondervraging van 'n getuies dan die einde teekom. Nou goed, ek gaan vir julle baie vinnig net agtergrond gee hoe strafverhoor werk. Daar is 'n rede voor. In die volgende recording gaan julle nou hoor hoe daar nou klei getrap word deur 'n sekere maatjie, een van die hoofvoorbokkies van hierdie samenswering teen my en Leonie. Want ek sê altyd, skoenmaker hou jou by jou lees. Dit is vir my altyd interessant dat mense wat niks van law af weet nie, hulle self probeer inwurm in die regspleging, en as gevolg daarvan groot skade vir hulle self, ander mense, en in hierdie geval vir my gemaak het. Nou goed, hoe werk 'n strafverhoor? In 'n strafverhoor word 'n saak aangemaak by die SAPD. Dit word gewoonlik gedoen by die klagteskantoor, by uniform lid. Hy maak 'n dossier oop. Dossier is maar net die fisiese, kom ons noem dit maar leer, wat by die polisie oopgemaak word, wat die klagte reflekteer. Die nodige A1 verklaring, dit is die eerste verklaring wat op die dossier geliaseer word, is gewoonlik die klaer self, en as daar dan alreeds op daai stadium bewysstukke en dies meer is, en ander getuies, kan dit wel ook deel gemaak word van die dossier. Daardie dossier word in die volgende oggend uitgeboek na 'n speurder toe, en die speurder is van daar af die ondersoekbeampte op daardie saak, om dan hierdie saak te ondersoek, al die nodige bewysstukke bymekaar te stel, en die dossier dan aan die vervolgingsgesag, die NPA, te oorhandig. Die NPA staan heeltemal afsonderlik en onafhanklik. Hulle is nie deel van die polisie nie, hulle is ook nie deel van die Departement Justisie as sulks nie, hoewel hulle befonds word deur die Departement Justisie. Hulle is die onafhanklike vervolgingsgesag in Suid-Afrika met hulle staatsadvokate en staatsanklaer. Wat is die verskil tussen staatsadvokaat en 'n staatsanklaer? In die hoër howe word die persoon wat die vervolging lei gewoonlik staatsadvokaat genoem, en die persoon wat in die streekhof en die laerhof die sake dryf, word genoem 'n staatsanklaer, hoewel dit in die normale verloop van sake gewoonlik maar advokate is wat in al hierdie fora dan namens die NPA optree. Goed, die aanklaer sal dan die saak neem, die aanklaer sal die saak dus hier deurgaan, en as daar meriete is, op daardie stadium, mense noem dit 'n prima facie saak, met daaroor met die eerste oogopslag 'n saak, dan sal daardie saak dan op die rol geplaas word. Op die rol geplaas beteken maar net, dit word dan deel van die strafregtelike verrigtinge teen 'n persoon, daai persoon word genoem die beskuldigde persoon. Goed, in die Suid-Afrikaanse reg is daar 'n vermoede van onskuld. Jy kry die vermoede van onskuld in alle moderne en civilized law, wil ek amper sê. Dis een van die core tenets of law, is dat 'n persoon wat aangekla word van 'n kriminele oortreding onskuldig geag word tot die staat behoorlike twyfel sy skuld kan bewys. Daar is 'n goeie rede hoekom dit so gedoen word, want andersins sou ons met 'n baie swaar las op die bevolking gesit het, die gewone burgery, waar hulle dan willens en wetens deur 'n magtige staat aangekla kan word, en soos in kommunistiese lande en minder ontwikkelde regstelsels met 'n baie groot probleem sit, dat hulle dan heel waarskynlik soms as onskuldige mense in die proses dan selfs tronkstraf kan opgelê word. Ons weet in kommunistiese lande word mense sommer baie maklik na show trials, na konsentrasiekampe gestuur, na arbeidskampe en dies meer,
Ja, so ons sit met 'n hoogs ontwikkelde moderne westerse regstelsel en daarom is daar iets soos die vermoede van onskuld in ons reg. Goed. Dis so 'n bietjie agtergrond rondom die reg. Die aanklaer sal dan die saak laat uitstel soveel kere as nodig, sodat die ondersoek kan voltooi. Sou die ondersoek dan voltooi, word die saak dan uitgestel vir pleit en verhoor. Pleit is basies maar net 'n proses waar die staat die klagtes teen die beskuldigde stel voor die hof en die beskuldigde kom dan en pleit skuldig of onskuldig. As dis 'n prosedure aangeleentheid. As die beskuldigde persoon dan skuldig pleit, dan kan die hof een van twee prosedures volg. Een is 'n ondervraging, 'n pleitverduideliking ondervraging deur die hof self. Die ander kan wees waar die beskuldigde byvoorbeeld regsverteenwoordig is en reeds dan sekere disclosures maak om daar te stel dat hy wel skuldig is. As die beskuldigde onskuldig pleit, dan is dit vir die staat om bo redelike twyfel elke element van die oortreding voor die hof te kom bewys. Alvorens die staat dit nie kan regkry nie kan afhandel nie, met ander woorde nie hulle bewyslas kan kwyt nie, hoef die ander party nie te kom antwoord daarop nie. Goed, die staat sal in baie uitsonderlike gevalle voortgaan met 'n saak waar daar nie meriete is nie. Dit kan wees in die meeste gevalle as gevolg van getuies wat lieg onder eed, as gevolg van staatsaanklaer wat soms omgekoop of om een of ander rede in die meesleer van die saak betrokke raak en nie hulle goeie oordeel aan die dag stel nie en dan voortgaan met 'n saak wat baie duidelik geen meriete gehad het nie, wat nie tot 'n skuldigbevinding kan lei nie. Nou, so iets word 'n kwaadwillige vervolging genoem. Goed. Hoe werk die bewysstelling van 'n getuienis in 'n saak? Die klaagster of die klaer sal eers in 'n saak getuig. Hy word dan gelei in sy getuienis of haar getuienis deur die staatsaanklaer en dit word dan voor die hof onder eed gedoen sodat die hof uit die aard van die saak kan hoor wat is dan nou die klagte waarop die beskuldigde skuldig staan. Tydens die hoofgetuie se getuienis moet die staat daarom redelik kan wys dat daar alreeds 'n prima facie saak is. Hoewel dit nie 'n vereiste is nie, verdere getuies en getuienis kan natuurlik die staat se saak gedurende die aanbieding van daai saak dan aanvul in so 'n mate dat daar wel op die einde 'n saak is. Goed, na die hoofondervraging waar die getuie gelei is deur die staatsaanklaer, kry die verdediging, as die persoon homself verteenwoordig, die beskuldigde self, of as hy reg verteenwoordig is, sy prokureur of advokaat, dan die geleentheid om te kruisvra. Kruisvra is om die getuie te toets en ook die weergawe van die beskuldigde aan daardie getuie te stel, sodat hy kan antwoord daarop. Goed, met ander woorde, ons sit met hoofgetuienis, ons sit met kruisondervraging, en dan sal die staat toegelaat word aan die einde van kruisondervraging om sekere aspekte wat miskien onduidelik geraak het tydens kruisondervraging met herondervraging op te los. Herondervraging beteken bloot, soos ek gesê het, sekere punte kan miskien onduidelik geraak het. Herondervraging is ook nie die oopmaak van nuwe punte nie, dit fokus suiwer op dit wat in kruisondervraging dan uitgekom het. Daar bestaan nie iets van die staat kruisvra sy eie getuies nie. Die staat kan wel sê 'n getuie moet as 'n vyhandige getuie verklaar word deur die hof, en in daai geval mag daar kruisondervraging van die staat plaasvind. Dis 'n hoogs ongewone prosedure om dit te volg. Inteendeel, as die staat in 'n posisie is waar getuie ooglopend nie in hulle guns gaan getuig nie, is dit tog nie 'n baie slim plan om so 'n saak in die eerste plek op die rol te sit nie. So, luister nou na hierdie rakkertjie. Nou, daar word baie gesê dat ek maak of daar 'n sameswering of 'n samespanning van mense teen my en Leonie is. Ongelukkig sit ons van reeds verlede jaar met 'n massa voice notes, ons sit met 'n massa geskrewe inligting, ons sit met 'n klomp mense wat na vore gekom het en beëdigde verklaring selfs afgelê het rondom die betrokkenheid van gegewe persone in hierdie sameswering. Ons het 'n baie sterk prentjie en 'n baie goed uitgekristalliseerde prentjie van wie waarin pas, wie die ringleaders was, nog steeds is, die motiewe agter hierdie goed, ensovoorts en so meer. Ek verwys hier nie na enige ander saak nie, ek wil nie op hierdie stadium na enige ander saak verwys nie, maar luister 'n bietjie na die mannetjie in sy eie woorde.
Die persoon wat hier praat is die man met die naam Daniel Lotter. Hy gee voor, hy is 'n professor by een of ander hoër instelling, hoër onderwysinstelling in die Weskaap. Hy is egter nie. Ek gaan nou nie die college se naam bekend maak nie. Ek dink nie hulle dra heeltemal kennis van waarmee hulle persone of hulle werknemers hulle self dan nou besig hou nie, en veral baie keer in werkstyd hulle self besig hou nie. Ons weet vir 'n feit uit in werkstyd homself besig hou met hierdie goedheid. Selfs die college waar hy 'n personeellid is, se data gebruik daarvoor en selfs van tyd tot tyd hulle rekenaartoerusting gebruik daarvoor. So dit is baie duidelik dat hierdie wangedrag en swerfplek ook nog plaasgevind het. Maar ja, dit sal op 'n ander vlak hanteer word. Maar goed, die persoon wat hier praat, Daniel Lotter, hy gee hom ook deesdae uit as 'n sogenaamde skrywer, hoewel lyk vir my het nou 'n paar boeke of bundels met opstelle gepubliseer deur 'n vriend van hom wat 'n publiseerder is, wat 'n publisiteits of 'n publikasiehuis het, wat noem mense dit, publishing house. My Afrikaans ontbreek my vir 'n oomblik. Maar ja, luister wat sê hierdie mannetjie, en dit gaan spesifiek hier oor die prokureursklerk saak. Nou in die eerste plek, luister hoe deurmekaar hy is, maar luister ook wat sê hy en wat hy as die absolute waarheid vir sy meelopertjies kom aanhaal en bring, asof hy nou 'n persoon van gesag is om sulke goed te sê. Die probleem net van Daniel is, hy is 'n absolute con-man in wat hy doen. Ek het hom deur baie jare leer ken as 'n persoon wat die waarheid baie maklik en baie redelik sal draai, en ook dan hierdie gewaande posisie van hom as hierdie hooggeleerde persoon na sy volgers toe deurgee, en hulle glo hom natuurlik sonder om 'n oomblik te twyfel aan wat hy sê. Nou goed, hier gaan hy. Hannes, as ek nou reg volg, is dit nou tot vandag toe nog steeds net Skalk wat die klaagster kruis ondervra het. Nou gaan die aanklaer haar waarskynlik die 6 Julie verder kruis ondervra. Maar dit beteken... Okay, nou stop nou hierso. So met ander woorde, hy probeer gee nou voor, die arme getuie of die klaagster het nou nooit die geleentheid gehad om voor die hof nou haar getuienis te gee nie, en Skalk het daar nou sommer maar gekruis vra. Met ander woorde, nou trek hy al die voorsitter beampte, die Landros, se hantering van hierdie saak in absolute disrespect of disrepute. Maar luister verder. Dan wil ek by sê, hoor nou. Nou moet die staatsanklaer haar eie getuie kruis vra, wat natuurlik, daar bestaan nie so prosedure nie. Daar is nie so iets nie. Dat Skalk self nog nie in die getuiebank was nie. So die aanklaer kon nog nie kans kry om hom te cross-question nie, as ek nou reg volg hom. Okay. So moet Skalk nou eerste getuig in 'n strafsaak teen Skalk. Weereens word die hof se prosedures nou in geskil geplaas. Daar bestaan nie 'n prosedure waar 'n beskuldigde eerste getuig nie. Die beskuldigde hoef bloot te weerlê, hy het 'n weerleggingsplig. Die beskuldigde sal noodwendig altyd na die staatssaak sy saak voorbring, sou dit nodig wees. Maar dan stop Lotterintjie nie daar nie. Hy vang nie nou net eers met die hofprosedures aan nie. Hy gaan so ver as om die hele proses dan te omskep in 'n vervolging, nie 'n vervolging nie, 'n persecution, nie van myself nie, maar ook selfs van my vrou. Nou luister nou hier. Sy kan van die saak te stel nie. Ek onthou hy destyds mos op 'n kol gesê die ou nie was teenwoordig en daar was geen ander getuie nie. Jy is heeltemal reg daaroor. En Abigail het destyds vir ons gesê daar was wel 'n man wat 'n ooggetuie was en wat die vrou toe nou te hulp gesnel het. Okay, die Abigail waarna hy verwys is 'n prokureurtjie. Ek het haar naam ook voorheen genoem, en daai prokureurtjie is wel bekend aan my. Sy is reeds verklaar by die LPC, en daar gaan siviele eise teen haar gebring word. Sy is ook die prokureurtjie wat op sosiale media 'n lang stuk gepubliseer het, wat oor 200 keer gedeel is, waar sy my probeer uitbeeld het as 'n gender-based violence perpetrator. So ja. Hy is nou opgespoor, hy gaan nou ook op 'n kol getuig, maar dan het hy obviously ook nog nie getuig nie. Nou staan 'n wondering by myself, soos ons nou verskeie ken, wat is die kanse dat hy nou vir die ou nie gaan probeer inroep om vir hom te kom getuig? En dan klappe mense daar sommer met 'n myneetklag ook. Hy gaan nou enigiets probeer, die bloody skrik.
You see the honest. Ekskuus, ek wil net daar stop voor ons nou die volgende keer die oopmaak. En die volgende ene keer selfs nog meer interessant. Nou kyk hoe word hier nou agter die skerms gekook en saamgesweer om nie nou net 'n strafverhoor te kaap nie. Abigail is nou sommer hierso betrokke. Hier word nou hierdie sogenaamde mystery witness wat wel getuig het. Dis ook weer eens 'n leuen wat hier vertel word. En hy is ook bevind as heeltemal ongeloofwaardig. Inteendeel, hy het heeltemal 'n ander weergawe kom gee as wat die klaaster gegee het. En dan is daar nou die sameswering dat Leonie sommer maar nou ook vir myn eed moet aangekla word. Hoekom? Leonie het nie eens getuig in hierdie saak nie. En as Leonie 'n bevoegde getuie was, dan kon sy tog sekerlik om getuig het. Goed, luister gou na die volgende ene. En ja, ek berei julle voor. Dis nog al wille hierdie ene. Problem with sharing information to any group belonging to Dean van Coller, I don't know the man, or Potty, which I don't know either. Both of them are kind of loose guns. They lose it completely. They share indiscriminately in public. They damage their own case. They damage their own position. And it's even worse when it comes from here, because then we, or whoever shares from here, actually supports them in doing stupid things. So, yeah, really, I mean, we all know that they are fighting on the same side as us, and standing on the same side as us, but we also know that they are not necessarily responsible people in the way in which they deal with information and the sharing of information. The purpose of this group, as far as I understand, is to share information with each other. People wanting to know more. I mean, there are people on this group who doesn't come with Schalk and Leonie and this whole sordid affair for years, like some of us, Hannes and Hester and Eben and me and Anel, for example. I mean, Anel and me have been coming with him for, almost a decade now, 9 years. So other people does not necessarily have the information that we do. And that's the purpose of sharing it here with other people, to give them a better understanding of what is happening and who the people are with which we are dealing here. Not necessarily the same situation with the other groups. So the moment something is shared from here to there, those people does not understand the context of what is happening here. They take the story out of context, they make it public, and they say, can you see now, I've been right all along. Let's face it. There are too many people involved in this entire affair who is not there primarily to take Schalk and Leonie down, but primarily to get as much limelight for themselves as possible, to be in the forefront, to be seen. It's the same approach that Schalk and Leonie follows, and that is a stupid approach. That's an irresponsible approach, and that is something that can cause a lot of damage to the people in this group when something that is said here is taken out of context, and that is exactly what happened. So yeah, no, this was really very stupid. Okay, kom ons stop nou maar daar. You see, the problem with sharing information to any group belonging to Dean van Coller, I don't know the man, or Potty, which I... Asai, my verskoning. Soms sukkel hulle ou bietjie met die tegniese goed. Yeah, and there. Daar's 'n Romeinse regspreek wat sê res ipsa loquitur, en ek gaan die baie slim man wat hier gesels het weer eens, dis Daniel Lotter. Maar stuur dat hy dit maar gaan Google. Gaan luister mooi wat hy in hierdie voice notes sê. En ja. Daniel, ek dink nie jy besef dat jy die persoon is. Nie eers die man daar langs die Vaalrivier nie. Jy was die persoon wat op die einde julle game weggegee het. En jy is die persoon wat 2 strafverhore tot niks gaan laat kom in die baie nabye toekoms nie. Die een is reeds afgehandel. Baie dankie, Daniel. The gift that keeps on giving.